stepped in vogue. The winds of circumstance have tossed me to and fro. I turn to Christ in my despair. He is my plea and lifts me up with gentle care. He lifts me up, I burst with joy like spring. He lifts me up, His praises I will sing. He lifts me up, God's grace to me is shown. He lifts me up, how I can rise above the storm. He lifts me up, and with His love He guides me home. Saan stenen. Ah. Goeiemorgen. Vrienden, die hier aan gebreek wat ons hierdie werk begin. Nou sal ek vra dat kan net so 'n minuut van stilte hê. 'n minuut van stilte. En die woorde van die Here. Ons Here, Vader, Here, vanmorgen kom naar U, Heer Jezus, Here, om al lof te eer en aanbidden naar U toe te zwaaien. Here, want niemand tussen U, Heer, niemand kan doen wat U kan doen, Heer Jezus. Daarom is daar niemand wat met U kan vergelijk worden, Heer. Vanmorgen kom ons, Heer Jezus, Heer, is baie pijn, Heer, hartseer vanmorgen. Van geliefde Heer Jesus wat heen gegaan het, Here, in die dood. Maar ons bid vanmorgen, Heer, dat U die eerste trooster is vanmorgen. En ons bid vanmorgen, Heer Jesus, vir die betroefde familie. Heer, U weet, Heer, dat het is nie makkelijk uit die natuurlijke oogpunt om iemand aan die dood af te staan. Maar Heer, U, Heer, weet wat U doen, Heer. U weet, Heer, soos die woord sê, alles wat U doen is wel gedaan. Daarom kom ons na U toe, Here Jesus, dat U hierdie diens sal lei, Here. En Here, mens er berei harte voel, Here Jesus, gedagtes, Here. Here, wanneer die woord uitgaan, Here Jesus, dat die harte sal bereik, Here Jesus. Want Here, mens er die dood, Here, hy kom soos 'n dief van die nacht, Here, en hy kom vang soms die mens onkant. Daarom bid ek U vanmorgen, Here Jesus, dat U, Here Jesus, vanmorgen vir ons sal lei deur hierdie diens. En Here Meester, daar die prediker ook vanmorgen, ken hom vanmorgen. Here, dat die woorde van sy mond, Here, en die oordenking van sy hart vanmorgen, voor U welbehaagd sal wees, Here. My Here, my God, Here Jesus. Kom dan, Here Jesus, en kom verheerlik U self
in ons midde, Here Jesus. Here, dit vra ek, Here, soos U in die woord sê, alles wat ons by die Vader vra in U naam, sal die Vader ons gee. Dit vra ons ons bidde in die naam van Jesus met baie danksegging. Amen. Ek wil van dit vanmôre gebruik maak om elkeen te groet in die naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat verlos, die naam wat red, die naam wat lewens verander. Die Bybel beskryf hierdie naam die 'n sterk toring is. En hierdie naam is ook balsem vir die mens se siel. En daai naam groet ek u vanmôre. Maar vanmôre het ons by u gekom dat ons hierdie werk van hierdie moeder, suster, neef, die niggie en soos hulle ook al mag doen volgens die mijlpalen wat sy bereik het in die lewe. Dus een vriend wat met hom haar die laaste uur toe kan betoon. Want na hierdie gaan ons haar nooit weer sien, maar as mooi herinneringe wat ons van haar kan najaag. En so vanmôre het ons die oomblik om die bedroefde familie, van die kerkse kant op, ons familiese kant op, elke broer en suster van hierdie gemeente word ons meegevoel oordra aan die bedroefde familie. Soos pas met die gebed gesê het, dat is nie makkelijk uit die menslike oogpunt om iemand in die dood af te staan, maar die woord van die Here moet vervolg word. In Prediker 3, vers 1 sê die Bybel vir ons, dat die mense bestem om te sterwe, en daarna die oordeel, maar vers 1 sê, as 'n tyd om te lewe, en as ook 'n tyd om te sterwe. En hierdie vriend van ons, het haar die punt bereik in haar lewe, wat sy daai tyd bereik het, wat sy moet afstand doen van hierdie wêreldse dinge, wat afstand doen van haar familie. En daar is ook 'n bepaalde uur in daai tyd wat die Here gestel vir elke element hierdie aarde, want in daai uur is die beslissende tyd waar die persoon die moet uitklaar met die Here. Want die Bybel sê wanneer 'n mens tot sterwe kom, dan keer hy terug na sy makker toe. En so kom ons vanmôre en die bedroefde familie bemoedig en hulle bemoedig met hierdie skrifgedeelte. Psalm 34 vers 8. Die Here sê ek wil jou leer en jou onderrig aangaande die pad. Hy sê dat hy wil jou raad gee en sy oog sal op jou wees. So geliefdes, dat ons vanmôre ons harte oopmaak vir die woord, want dit is net hierdie woord wat die mens kan tot bekering kan bring. En net hierdie woord wat 'n mens kan red. Is net hierdie woord wat 'n mens se lewe kan verander. Want hierdie woord is die woord in die begin, wat die woord daar, en op die einde van jou lewe staan die woord weer daar om jou te oordeel volgens jou werke. Daarom kom ons vanmôre, en ons verwelkom elkeen vanmôre in hierdie diens. Wees gerus, maak maar die hart oop, wanneer die woord gepreek word. En as die Here vanmôre saam met u praat, moenie huiwer om na die Here toe kom nie, want dit is net die beste wat jy kan neem vanoggend. Want ons weet nie wat môre agter die preek toe wat die Here vir ons gaan sê nie. Ek is ook excited wat die Here vir my gaan sê, maar ek maak my hart oop, want hoekom ek weet nie, die volgende oomblik gaan dit nog lewe nie. Verstaan? Ek weet nie die volgende oomblik of ek gaan lewe nie. Want as 'n mens tot sterwe kom in die Here, dan is die dood vir 'n persoon net voordele, want die dood vir iemand wat in die Here gesterf het, is 'n mylpaal vir hy persoon wat bereik het in sy lewe. En as iemand sonder die Here sterwe, dan is net 'n brug oor na die ewigheid toe, maar hy gaan nog altyd die oordeel van die Here moet face. Dat ons môre alle eer bring en alle respek bring aan die eer Tracy te bring. Ek ken haar sien, ek daar baie keer gesien, dat maar nog nie naar gepraat nie, maar toe haar sien, ek sien ek ken die persoon. Maak die Here die dood familie seën, hierdie tyd Here, as ons tyd wat voorlê, en die Bybel sê vir ons, Psalm 34 vers 19, hy sê, hy is naby die wat gebroken is van hart
En die maak ook vanmorgen vir die Here. Die Here vanmorgen, hy wil harte bereik, hy wil mense bereik vanmorgen, sodat die mens nie hoef eendag wat in die oordeel moet staan nie. Ek sal u vra om te staan, maar voor ek vir u vra, wil ek nog net vir u noem dat as u miskien die perseel gebruik, die toilet is hier met draai. Maar dan gaan sien haase die man se toilet, ek 'n naam af Adam en die vrou het die naam van Eva. Ek het daai twee name. En ek wil ook vra dat jy moet toch net die buurmense respecteer, wanneer andere onze ster daarteen dat op die perseel nie gerook word nie, as ook gedrink word nie, want dit is strydig met ons geloof in die kerk. So ons vra maar vir u samenwerking, en dan gaan we die Here lieflik saam doen. En ek sal net vir u vra om te staan, dan kan ons Rani Sanskrit, Rapapri. Om die eerste samen te sing. Viola net, en ek hoop die huisleter vandag kan goed sing. En ons vraag die samenwerking. Die kan maar die sing. Viola net. I reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. They shine as they wonderful day, for when I have passed away. Oh, dear land, sweet dear land,
vir Lillebreek. En as hy klaar is, dan sal ons Amazing Grace drie reels sing daar. En dan gaan die prediker opkom. En as die prediker klaar is, dan gaan die ander drie reels sing. Gabriela? Leanne Tracy de Bruin was born on the 3rd of August 1978 and passed away on the 9th of March 2025. Born and raised in Ukraine, Tracy's journey through life was marked by love, resilience, and a deep devotion to her family. In 1995, she moved to Port Elizabeth, where she attended Boyston's Park Primary School. However, in 1990, she returned to Ukraine and continued her education at Seagull Primary. From a young age, Tracy dreamed of becoming a professional nurse. Due to unforeseen circumstances, she was unable to fulfill this aspiration. Nonetheless, her passion for caregiving led her to enroll in a healthcare program where she became a dedicated healthcare worker and spent many years serving the elderly at Huisvryheid Old Age Home, offering comfort and care to those in need. It was during that time that Tracy welcomed her firstborn son, Brandon. With the support of her mother, grandmother, and mother-in-law, she gracefully balanced work and family life. Tracy and her husband were blessed with a second son, CJ. Recognizing the demands of her husband's changing work schedule, Tracy made the selfless decision to leave her job and devote herself fully to raising their children. Though Ukraine was never her birthplace, Tracy never truly settled there. She and her family found their forever home in Dispatch, where they built a life filled with love and memories. It was in Dispatch that Tracy and her husband Leon fulfilled a long-cherished dream, the birth of their daughter Bianca. Tracy was a loving, charming soul with a heart of gold. She had a way of making everyone feel like family, ensuring that those around her knew that they were loved and valued. Her kindness, humility, and simple yet fulfilling testament to the beauty of her spirit. Tracy always found a way of frustrating her siblings with regard to her personality. Tracy had such childlike joy, many times manipulative, to get away for the family together. Vodacom Telkom, Chelsea and MTN loved Tracy in the sense that she was privileged to have 23 school meals a day. Tracy would send her brothers each 10 school meals a day just to tell them that she loves them. On the 5th of March, Tracy went into a coma and was admitted to Provincial Hospital in Ukraine. On the 7th of March, she was transferred to Livingston Hospital, where her condition systematically got worse. The doctors and staff did everything humanly possible for her, but unfortunately on the 9th of March 2025, at 6:15, God called her home. Her absence will be known, her presence will be missed, her love will leave a remarkable void. You will be missed as much as it hurts the family. We grant you this eternal rest. Rest in peace, my wife, my mother, my grandmother, my sister, and my friend. Thank you. Dankie vir Gabriela. Hier toe dat Tracy se lewe gehoor dat as dit hier gegaan het. En ons mag ons sien in vrede is. Ons gaan hoe naar die program toe, ons gaan die verder gaan we die dienst. Ons gaan hoe Amazing Grace met 3 versen, met 3 reels. En dan gaan die prediker opkomen, ons leier. Dan is die dienst klaar is, dan gaan we die andere 3 reels sing. Ons gaan altyd tyd maak, die woord is die belangrijkste deel van die dienst, van die woord. Mense sal nie tot bekering kom as jy die woord hoor. Want die woord is die enigste element wat 'n mens kan onder oortuiging bring om te bekeer. So ons gaan vra vir almal om te staan en ons gaan hy is 3 reels van Amazing Grace. Dan gaan ons leier die gaan dit hier om ons te kom by die woord. How sweet
Goedemorgen allemaal. God in de naam van ons Koning Jezus Christus, hier wat was, hier wat is, wees. Familie wil eerstens net onze innige medeleven doen aan familie, die breë familie van Tracy de Bruin. Ek persoonlik nie Tracy geken nie, en is deur acquaintances, soos aan Sister Phila, wat ek vandaag verstaan. Ek kan nie getuienis van Tracy gee nie, maar ek gaan getuienis van u gee van iemand wat ek baie goed ken, en dat is die Here Jesus Christus en sy kerk. En ons gaan sy skriflesing kry in Genesis 3, vers 1 tot 12, en dan vers 21. En as ek die boodskap kon 'n titel gee, sou ek die boodskap gee, mens, waar is jy? Kom ons bid net saam. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre na U, Here, en ons kom gee eer, Here, aan 'n jong dame, Here, 'n moeder, 'n suster, 'n skoonsister, 'n vrou, se lewe, Hemelse Vader. Here, ek kan nie persoonlik geken nie, maar ek gaan met die mense deel, Hemelse Vader, oor iemand wat ek wel ken, dis vir U, o God. En Here, elke keer wanneer ons mekaar kom soos hierdie, Hemelse Vader, as dit noodsaaklik, Here, U woord, Here, en U Gees altyd sal wees, Hemelse Vader. Here, kom dan nou en laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik is vir U, my Here en my God. Amen. Kom ons lees dit saam in Genesis 3, vers 1 tot 12 en dan vers 21. Maar die slang was baie lustiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie. En dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat julle as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat sy lus was vir die oor. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry, en sy neem van die vrugte en eet, en gee ook vir haar man by haar. En hy het ook geëet. Toe gaan albei so oop en hulle word gewaar, en hulle word gewaar dat hulle naak was. En hulle vrybaar aan mekaar gewerk, vye blare aan mekaar gewerk, en vir hulle skorte gemaak. En hulle het die stem van die Here gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, weet jou te kennen gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u vir my gegee het, by my gewees, en sy het my van die boom gegee, en ek het geëet. Vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle aangetrek. Kom ons sien die woord van die Here. Here, die woord Here is nie so wat sê die morgen en doen. Here, die woord Here is ja en amen, is alfa en omega in onze Vader. En Here, wat ek sal spreek in onze Vader, het sal van u afkom in onze Vader, sodat u alleen die eer kan kry, en wat die mense uit die geboot gaan vandag in onze Vader, dat harte getransformeerd sal word, en dat mense sal kom tot die kennis van die waarheid. Ons bid alles Here in Jesus naam, en met danksegging. Amen. Nou, ons gaan vanmôre deel met 5 aspekte
van die gedeelte waarvan ek nou net gelees het. Die aantreklikheid van sonde, hoe sonde ons nagelaat in Gods teenwoordigheid, hoe sonde jou op 'n plek sit waar die weg van die Here se aangesig af wil wees en vrees om voor hom te staan. Ons sal ook kyk hoe Adam sy plek versuim het om te waak oor Eva. En laastens, wanneer Adam die blame game speel, wanneer hy vir Eva blameer vir sy sonde. Nou die eerste aspek, kyk ons hier vers 6, wat die vrou die boom goed gevind het om van te eet. En ek wil net bietjie uitbrei en praat oor hoe die wêreld buitekant lyk. Ons almal wat die binnekant is, weet hoe die wêreld is. Ons almal wat die binnekant is, weet hoe aantreklik die wêreld lyk vir ons. En wanneer ek praat van familie, en soos te veel kan getuig, en die ander mense bekend kan getuig, ek praat nie van 'n plek van neerkyk op mense nie, ek praat van 'n plek van die history van my persoonlike lewe. So, wat ek gaan noem so, ek was daai persoon gewees tot 8 jaar gelede. So, die wêreld die buitekant is baie aantreklik, wanneer ons kyk na hoe sonde seevier, immorality, mense wat buite egtelike huwelik het, mense wat buite egtelike kinders het, mense wat rader om die plek van die Here te wil wees op 'n Saterdag of 'n Sondagoggend, sit ons rader by Shabeens, en ek praat baie rof, because die tyd raak kort vir ons die woord van die Here te verkondig, en dan gaan iemand daar nie meer tyd wees om dit te kan doen nie. Ons gaan daarna verbied word om die Here se woord te kan verkondig. So ek het nie baie tyd om alles mooi te maak wat ek wil sê nie. Want ek was daar gewees, en die Here wat ek ken, kan u lewe ook verander. Ons verlustig ons in die wêreld in die sonde, ons verlustig ons aan al die dinge wat wegdwaal en weghou van God se aangesig af. Die sonde het 'n steeds meer kom word vir ons, tussen ons en die Here Jesus Christus. Ons het uit die tyd geskop gewees, weens ons se sonde. En wanneer ons kyk na die wêreld buitekant, ons kyk na ons jong mense, ons verlustig ons aan die dinge wat die wêreld aanbied, en ons hardloop weg van die dinge wat die Here aanbied. Ons kyk na ons politicians se lewens, ons kyk na ons skole in, waar die woord van die Here verbied word, waar daar nie meer gebid word by 'n skool nie. By 'n skool word weer aandag gegee om mense van ander gelowe te accommodate, maar die Here se woord, wat die foundation van alles is van die aarde, word een kant toegeskuif. Dit word een kant toegeskuif. En die tyd raak min, because ons kinders word geïnfluence, en as ons as ouers nie die voorbeeld kan wees vir ons kinders nie, gaan iemand anders daar buitekant van die voorbeeld wees, en die evidence sien ons elke week. Waar ouers jong kinders van 20 jaar en 17 jaar begrawe, week na week, weens gang violence, drug abuse, gaan het, en alcohol abuse, drug abuse, en onze kinders kom om aan die hand van die sielevijand. Want die duivel is gekom om te steel, te moord, te verwoes, maar die Here Christus kom om ons lewe te gee en lewe in oorvloed. Sonde laat ons naak voor die Here staan. Voor die val van Adam en Eva was daar nie iets so sonde gewees nie. Hulle was kaal gewees, hulle het nie geweet hulle is kaal gewees, dink, dit is van normaal nie. Dit is normaal om kaal te wees. Dit was Here ons geskaper het. Maar nadat hulle van die boom van goed en sleg geëet het, van die knowledge van goed en sleg, het hulle uitgevind hulle is kaal. En baie keer, as ons kyk na die Fariseërs, wanneer ons kom by die 10 gebooie, die 10 gebooie is nie 'n gebod van die Here om ons te help om regverdig te wees nie. Die 10 gebooie wys eintlik vir jou hoe ver jy regtig is. En as dit 'n persoon wie jou kan was, ons gaan later nog uitkom, dis die persoon van Jesus Christus. Wanneer jy kyk na die 10 gebooie, en jy kyk na die spieël vas. Jy kyk na die 10 gebooie, en sien jy stem by die Here, sy naam eintlik by jy kyk na is 'n sondaar, is 'n leerder, is 'n adulterer. Want die Bybel sê, adultery begin nie net in die daad nie, maar dit begin in die hart nie. Want van die hart af kom alle evil, alle malice, alle wraaksug en evil dinge kom in die mense hart in. Die Bybel sê in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful and desperately wicked, who can know it? Alles kom in die hart in.
Ons sondig nie wanneer ons die daad pleeg nie. Ons sondig al klaar wanneer ons dink daaraan om die daad te gaan pleeg. Jesus sê, die 10 gebooie sê, as jy iemand jy moet nie iemand doodmaak nie. Maar ek sê vir julle, as jy haat in jou hart teenoor 'n medemens, en jy klaar dood gepleeg. En dink net hoe hoog die kriteria is wat die Here vir ons daar stel. Dit is so hoog, ons kan dit nie maintain, ons kan dit behou nie, en ons het net 'n savior nodig. Maar die wêreld soek nie 'n savior nie, die wêreld soek iemand wat lekker help met 'n probleem het. Hulle soek iemand om lekker kan help tot die volgende punt. Hulle soek nie 'n savior nie. En wanneer ons daai fikse kry of daai hulp gekry het vir 'n oomblik, en as dit weer fyn, tot ons weer op 'n daardie belang. Sonde sit op 'n plek waar die wette van die Here is aangestel om voor hom te staan. Toe hulle die Here se stem, dink net familie. Hulle was so bevoorreg. Die Here God kom af in die koel van die middag van die vroeg aan en kom wandel in en rond. Dit is die rol wat hulle die Here gehad het. Vandag staan ons hierso met mense aan dekking van die Here se genade en mense aan die kant van die Here se genade. En eers was dit 'n normale ding gewees, maar toe die Here se stem hoor en die Here se gewandel hoor, toe kruip jy weg. Hoeveel keer kruip ons nie weg van die Here nie? Hoeveel keer ons het die woord gehoor, maar hy val op dowe ore nie? Want dit wat die wêreld aanbied vir ons is nog te lekker. Dit wat die wêreld aanbied is te lekker. En ek gaan net vir u 'n klein testimonie gee van my. En ek dink die meeste van die kerk se lidmate gaan die eerste hoor op. About 8 jaar terug trouw my swaar. En sy weddingsonderhoud was binne gewees. En terwyl hulle besig was die binnekant, ek het pa gestaan vir my skoonsister. En haar pa is sterwe. Terwyl die mense binne is met die Here se werk besig en die kappel bemoedig en so en weet nie waar was ek gewees. Ek sit ook in die pad in my kar en ek drink 'n dop. Nie sê ek wil nie staan. Ek sit ook aan die pad in my kar en ek drink 'n bier. Mas net terug praat. En dit is hoe jy kan by die kerk wees en nog steeds ver van die Here wees. Jy kan by die gelowiges wees, maar jy is nog nie deel van hulle nie. En alhoewel om deel te raak van daai kring wat die Here sy kinders noem, waar het jy vers 12? Jy moet die Here aan die basaar maak en verlossing. Ek was hier gewees, ek was die binne toe gaan ek uit. Maar my mind en my hart was nie lekker nie. Ek het hier gekom met my eie intentions. Ek vat dit maar as 'n formaat, ek na inbring en die mense wat happy, ek gaan uit die doen eie ding. Geen benul van die krag wat die Huis van die Here het en wat die krag van die transformasie wat die Here kan maak in iedereen elke van ons lewens. Sonde skei ons. Sondagoggend as ek by 'n car wash, ek het my chommies en drink ons lekker. Want niks te doen met die kerk hê nie. Totdat die Here my opgemaak het met my eie seun se lewe. Hy was 1,5 jaar oud gewees. Toe my eie seun die drankbottel vat in sy mond en druk en van 'n drink in my teenwoordigheid. Hulle was saam met my wanneer ek dit gedoen. En die Here maak my oop en die een van die eerste vers wat ek gelees het in die Bybel het ook myself bekeer, tot bekering kom. Was Spreuke 22 vers 6. Oefen die seun al sy ween en hy sal nie daarvan afwyk nie. Train up a child in the way he should go, and when he's old, he will never part from it. Ons kyk nou hoe Adam sy vlug versuim het. En hoe baie van ons, en ek praat met die manne vandag, hoe baie van ons manne het nooit onze pligte nagekom nie. Of tot vandag toe kom ons pligte na nie. Adam is eerste geskapen. Eva is in sy sorg toegelaat. Waar was Adam gewees toe die slang met Eva kom? Hoeveel van ons manne vandag se lewe hier buitekant in ons gemeenskap, hierdie gemeenskap van ons, die klein uit na van ons, vind jy uit dat moeders moet kinders alleen groot maak? Die pa's hardop in die straat en rond, pa's wat nie voorsiening maak nie, pa is nie daar vir die kinders nie. Ons sit in 'n gemeenskap waar ons kinders in teenage beland, van as 'n vaderfiguur nie huis nie,
wat hulle kan leer wat reg en verkeerd is uit die woord van die Here uit nie. As hy is al daar by nie, want die paans ken nie die een wat die skrifte vir ons gegee het nie. Die paans ken nie die Here nie. En ons gaan deur 'n lewe in society waar die kinders geleer word en iedereen uit die buitekant behalwe die vader in die huis. En die resultate is vooral en weer eens, ek praat van myself. My dokter is swanger geraak met ons ouder man 15 jaar oud. Die sekunde het my elke ding gesê wat gaan gebeur. Alles nie doen, sy gebruik die drugs nie. Elke ding wat die sekunde het my gesê, sy gaan 10 pekke sy deurgaan, sy gaan drink, sy gaan liefde so buite kan by oorverhaal papiere. Elke ding van jou wat dit waar kom. En vandag sê ek vir u, as u 'n vader is, wat nog nie die responsibility by die huis opgeneem het, om die kinders groot te maak in die weë van die Here nie, vat die warning en draai saam met jou, dis in die kinders se toekoms. Gister by die barbershop, die ou sê vir my, die mens wat daar loop swanger, 14 jaar. Die vader vergeet nie eens. En dit is ook ons land so gemors is. En ons hoë leiers in government weet nie beter van dit nie. Hulle heel liewer oor Donald Trump as hy al terughou, in plaas van die mense educate, dat sê voor die huweliks verkeerd. Hulle heel liewer oor condoms, wat op die school moet uitdeel, in plaas van die kinders op die school te leer, sê voor die huweliks verkeerd. Die Sanctity van Marriage is 'n sacred institution, wat Christus liefde vir die kerk uitbeeld. Hulle dink nie aan dit, hulle worry oor hulle political views. Adam het die pluk versyn. En ek was net soos die Adam wat die Here geskaap het. Ons dink baie keer en baie van die anties het hulle kan nie antwoord nie, maar baie keer dan hoor die woord daar buite kan hoe vrouens praat met mekaar. Ja, 'n man moet koop vir sy kinders, 'n man moet dit doen, 'n man moet dat doen, 'n man moet dit doen. Jy gaan nooit hoor die vrouens sê 'n man moet sy kinders koop maak in die weë van die Here. En mammies, as die man of as die sê ons moet kinders koop maak in die weë van die Here, dan applaud ek die. Van altijd buiten kan hoor dat 'n man moet sy kinders koop, 'n man moet sy kinders skool betaal, 'n man moet dit, en moet sy kinders support. Maar worry ons ooit oor die kind se siel. Worry ons ooit oor waar die kind gaan, wanneer hierdie lewe so stressige lewe tot einde gekom het, waar toe gaan hy kinders. Wanneer die dood kom met die feit, ons kan nie vir iemand bid na die tyd nie. Ons kan nie iemand na die Here toe lei na die tyd nie. Terwyl ons lewe, moet ons daai proses sal deurgaan. Want die 10 gebooie is soos 'n spieël vir ons in ons veiligheid. Soos Jesaja sê, ons werke voor julle soos veilrap, soos veilappe, sê filthy rags. Ons kan nie so wyd in die hemel werk nie. Daar is nie 'n amount of werk wat jy kan doen nie, want ons is nie perfek nie. Ons rus in die genade en die bloedgieting van Golgotha, van Christus se werk. En in die laaste punt voor ek afsluit, dan kom die blame game. Hoeveel van ons manne doen dit nie? As die kind sleg vaar op skool en blame die ma, die moet kyk dat die kind dit reg doen het, die moet sorg dat die reg het, die moet sorg dat hy reg het. Here, jy het my 'n vrou gegee, wat my 'n vrug gegee het, dat ek destyds begin nou. En manne moedig julle aan, wanneer ons uitgaan in die gebouw het, vat charge van julle huise. Lei julle families, julle vrouens in die weë van die Here. Lei julle kinders in die weë van die Here. Sodat wanneer die challenges van die wêreld buite kan, wanneer die siele vrede kom met sy ideologies, wat die wêreld so vol is nou, dan is hulle 'n solid van daai wat staan, waar hulle vir die wêreld kan sê, maar nee, maar God sê en God sê die tyd raak min vir ons in lande in, en het verbied om 'n preek te sê in jou kop en jy kan nie silent die bid in jou huis nie. As lande wat as jy gekry met 'n Bybel dan kry jy tronkstraf. Onder die vrymoedigheid te kan sit met mekaar met 'n oop Bybel en 'n prediker
wat die woord deel van die Here sonder enige vervolging. Maar die Ierklas loop stadig uit. Afrika is 'n bietjie agter met die eerste wêreldse lande, maar hulle catch vinnig op. En as jy die nuus in die media dop met Ramaphosa en wat aangaan in die lande, dan sal jy sien hoe vinnig catch op in die wêreld om so hulle te wil wees. Dis wat dan. Maar hierdie God wat hemel en aarde geskaap het nooit die mens so gelos nie. Voordat nog altyd vir die mens die sonde bedek, en het altyd uitweg gegee, tot en met uiterste toe. Voordat vir Noach die ark gegee, om het te red. En Exodus gaan die doodsengel oor die huise, gaan die doodsengel verby die huise, wat die bloed van die lam en deurpos is, Exodus 12. God gee die offer van Abraham, toe hy vir Isaac ons offer. En daar is alles wat hulle sê, is 'n foreshadowing van die redemption story, en die pier wat ons nou in beweeg. En op Golgotha vervul Jesus Christus al die profesieën wat vooraf uitgegaan het, en hy sê, dit is volbring. It is finished. Die taak wat ons Messias gerus het, was volbring, gekom om ons te kom red, gekom om die offer te wees, die perfekte offer. U sal, as jy Exodus 12 sal lees dat die lam moet geen gebreke hê, om het perfect wees. En wie anders wat in die vlees kan beweeg op hierdie aarde, kan perfect wees, soos die persoon van Jesus Christus. We are going to celebrate Easter in a few weeks. And at this time, we are going to look at these four realities that came together in one place in the time in history. Evil, justice, love, and forgiveness. We all know what evil looks like. Ons almal wil graag regverdigheid en justice. Ons almal wil graag hê dit moet liefdevol teenoor ons wees. En ons almal soek vergifnis. Daar is een plek in geskiedenis in, waar al hierdie vier waarhede van die lewe bymekaar kom op een tyd. En dit is op 'n heel buitekant Jerusalem Golgotha. Waar die ewel van die mens gedisplay was hoe Christus gehang het aan die kruis. Die justice van God die Vader, wat is sy law fulfill met die perfect lamb wat geoffer word. Hy kan nie op sonde kyk sonder 'n sinoffer gegee word nie. En hy kyk na Christus, en Christus is die perfekte offer, en die justice van God, die regverdiging van die dood van sonde, word op sy siel Christus geplaas op Golgotha. Liefde, God die Vader die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige seun gestuur het om vir ons te sterwe, en die wat hom glo sal ewige lewe hê, en forgiveness. Toe Christus daar hang, sê hy, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Evil, justice, love, and forgiveness is die vier waarhede van ons lewens, wat ons moet aanneem, om die persoon van Christus te ken. En wanneer ons ingaan in hierdie teken van Easter, dat ons nooit vergeet van die duiwel waar hy gekruisig was, dat ons nie vergeet van die bloedige was nie, die profesie wat vervul was in sy bloed in. Maar die fokus gaan lê op leibaar is vir jou 5 kilo vis, as genoeg olie en genoeg eie, dis waar die fokus lê. En ons mis die hele punt van waarvoor in die weekend is. Baie mense praat van, is 'n long weekend. Die 2 pilare waarop ons geloof op staan, die kruisiging, die betaling van my sonde, en die opstanding wat vir my ewige lewe bewerkstellig, daai 2 pilare gaan vir die weekend gepaard. En die wêreld is in 'n tyd om net 'n lekker lifestyle te hê. Familie wat dan kan die periode. Dat ons seker maak
die God wat die steeds meer afkom breek het, deur sy seun te offer, as dieselfde God, wat sy arms oopmaak en sê, come to me all you are every and I will give you rest. Hy is 'n God van die verlede, hy is 'n God van vandag, en hy is 'n God van die toekoms. En sy seun Jesus Christus, het die prys betaal, sodat ek en u weer eens in hy teen en dit in dag, sonder om weg te kry, tussen die bosse, en die saam. En mag sy God in ons Vader, Here, dankie. Here, dankie vir die woord in ons Vader. Dankie vir die dag in ons Vader, dat mense met mekaar kan kom, en sy eet woord hoor. Here, oor 'n paar weke, Here, gaan ons 'n groot event celebrate, waar ons op 'n loof opstaan in ons Vader. En baie kere maak die wêreld van 'n tyd om myself te doen, 'n tyd om vakansie te gaan, en 'n tyd om hulle self te gaan. En niks van daai is verkeerd met ons Vader. Maar ons verruil die historical moment van die naweek vir alle ander. Here, laat ons nooit vergeet in ons Vader, wie is dat u eie law om satisfy in ons Vader. Want die woord sê, die woord vir die sonde die dood. En u, Here, hy vrees gestraf in ons Vader. En my sonde en almal wat sy sonde op die steen geplaas. Hy sê, no one takes my life from me, but I lay it down free and take it up again. Hy staan op Resurrection Sunday, en hy gee vir ons ewige lewe, van 'n God wat lewe. Al die ander religions, the prophets, is dood. Jesus Christ is the only one who raised himself up from the dead. Here mag die vrede, Here, van die Gees om die familie rus, die breë familie, totdat die weer sal kom nie te kom. En vir alles in Jesus naam. Amen. En nou net daaroor vra om die aanbetering te doen. En dan die eerste skof in die kerk uit, Bianca de Bruin, CJ de Bruin, Gabriela Barnes, 15 buikers, buikers, en Montasha Warren, Nicholas lang rechtkrijgen en dankbetalingsslaris, en die eerste skof in die kerk uit te doen. Mag je even zien. Goeiemôre almal. Eerstens wil ons vir die Here sê dankie vir die lewe van Tracy. Ons is privileged dat ons gebless was saam met haar. Yes, is nie maklik nie, maar die Here weet altyd wat die beste is. En ja, ek wil daar is so baie lang lys, want ek dink, ek wil begin by waar ons donderdag aan was. Ek wil iets noem wat ek donderdag aan genoem het, om te kan sê, dat wanneer het met die familie van ons kom, dat het ons so haarfyn kom raak, dat onder ons meer, in ons bloedlyn is daar nie meer ouens nie. Daar is nie 'n ma nie, daar is nie 'n pa nie, daar is nie meer 'n oom of 'n antie van ons ma se kant af nie, broer en susters oor nie. En vir die laaste paar jaar het ons maar in onze generation maar die groot mense kom word. Maar vandag het ons nog nooit gevoel net dat ons nooit 'n support structure in ons lewens het nie. Ons het nog nooit by 'n punt gekom waar ons voel dat
ons is heeltemal wees of ons heeltemal op ons eie nie. Want ek het dit ook genoem die ander aand dat die Bybel sê dat al sal jou moeder en jou vader jou verlaat, dat God sal jou nooit verlaat nie. En is een ding wat God in faithful is en is in sy woord. En die Here het ons geseën met iemand wat ons steunpilaar is vir die broers en die susters aan my. En baie kere dan acknowledge ons nie dit altyd nie. Maar ek wil graag vandag van Silly Philip Barnes sê baie dankie vir die rol wat sy speel as ma vir my broers en my susters. Dankie dat dan Silly altyd daar is vir ons. Dankie dat ons weet wanneer dinge moeilik gaan in die lewe, dat daar is altyd 'n plek wat vir ons home is op die einde van die dag, ons wil. Ek dink dat sy Nita 'n hand of applause vir alles wat sy vir die familie doen. Tweedens in ons afwesigheid, een van ons, my ouma se broer, Cyril Jenniker, ek wil ook vir hom sê baie dankie vir hom rol wat hy ook altyd speel in ons familie se lewe. Die omstandighede kon hy nie vandag nie wees nie, hy is in Pretoria, maar ons wil hom ook graag acknowledge vir die feit dat hy altyd interest show in ons familie, dat hy altyd bel, altyd sy effort maak om selfs ons ook te kan ondersteun. En dan tweedens ook vir Lona Sanders in Pretoria wil ons ook sê baie dankie vir alles wat sy vir ons gedoen het en alles wat sy vir ons beteken op die einde van die dag. En ook in ons afwesigheid Hilton en Yvonne wat in die Kaap is, wat ook altyd van die Barendse familie, hulle is altyd ook daar vir ons, hulle support, hulle kan nog nie wees nie, maar ons wil ook vir Kristen, vir Carmen, vir Caitlin en Kylen sê baie dankie dat julle die Kaap het gekom en dat julle ook vandag hier is om die laastes met julle dag te kan spandeer. Baie dankie vir julle efforts wat julle altyd maak om ook hierdie familie te ondersteun. Daar is so baie mense wat gekom het, 'n handdruk gegee het, wat gekom het om die familie te support. Ook Tracy se stiefma, ek wil dit eintlik so sê nie. Ek wil graag haar ook acknowledge vandag vir haar presensie binnekant. Dankie vir jou ondersteuning. Dankie dat u ook in Tracy se lewe gewees het. Ons as die broers en susters, ons waardeer dit ook. En ook vir alles wat gebeur het, alles het so vinnig plaasgevind van Vrydag af. Die tyd toe ons met by die hospitaal aangekom het, die hospital staff, alles, die aand ook toe hulle vervoer na die Livingston toe. Ek het nog nooit in 'n government hospital gesien nie, die service nie, wat gegee was nie, wat vir Tracy gegee was nie. Ek, myself, en Brandon, Leon, ons almal was daar gewees, en ons kon sien die spesiale treatment, hoe hulle alles probeer het, dokters 24/7 rond te maak, alles gedraai het om haar lewe te kan red, maar op die einde van die dag, God het sy laaste sê gehad, en God se sê was, dat sy moet huis toe kom. En ek like nie baie, ek wil nie altyd onder my broers en susters, mense se name highlight nie. But ek wil, Tasha, jy as die laaste suster wat oor is. Ek wil ook vir jou sê, dankie vir jou unselfishness, die feit net dat jy jou tyd opgeoffer het tot die laaste oomblik waar Tracy
in ek en jy en Brandon se presence gestel het dit sonnagoggend oor 'n paar weeks. Dankie dat jy al was vir die tyd toe niemand anders haar kon gewees het nie. Dankie dat jy by haar gesit het, daar vasgehou het, en dat sy nie in die laaste oomblik van haar lewe ook kon alleen gewees het nie. Ek wil ook sê dankie vir die leier en die leiers van Roseville Baptist. Baie dankie dat die deure altyd oop is vir ons. Ja, niemand van ons is meer reg nie, want dit is altyd huis vir ons. En dit is altyd vir ons, wanneer ons hier is, en voel dit is ons huis, want dit is waar ons groter raak het, en dit is waar ons die meerderheid van die jare van ons lewe gespandeer het. Baie dankie vir die feit dat u die tyd opgeoffer het vandag, om ook vir Tracy die service aan te kan bied. Vir almal wie even nog daar is, wat bydrae gelewer het, almal wat gesacrifice het in die tyd om die familie by te kan staan. Ons wil vir julle sê dankie, baie dankie, laat die Here julle seën, en dan heel laastens, wat nou die laaste, ek wil ook vir my vrou sê dankie, want as dit nie vir haar was, en vir Tappie nie, dan was vandag nie moontlik nie. Baie dankie vir dit wat julle gedoen het. Dit sal nooit onvoorsien so bygaan nie. En dan wil ek ook sê dankie aan Tappie se man. Hy is so nie vandag nie, hy is in Pretoria, vir Sando Aries. Baie dankie ook vir hom, vir sy unselfishness en dit wat hy ook die familie mee gehelp het. Baie dankie vir almal wat hier is vandag. En Leon, dankie vir die jare wat jy saam met Tracy spandeer het. Dankie dat jy vir haar gesorg het. Ja, ons meet nie mekaar se lewens op met besittings wie die beste het nie. Maar wat sy gehad het, dit was die beste wat jy vir haar kon gee. En ek wil vir jou vandag sê, baie dankie vir dit. Laat die Here ons almal seën, na die oya en dan ook die begrafnisondernemer. Ons wil ook hulle bedank vir hulle diens wat hulle gelewer het. So, Tracy van die cremation service het, so basically, wanneer die huise kom, dan gaan ons dit almal vra, om dan uit te beweeg die draads van die liggaam neem tot in die huis, en dan gaan die aardbestelling buitekant gedoen word in die huis, en sodra ons klaar daar, dan kan ons allemaal net ombeweeg aan die kerkhuis langsin. Die familie wil vir u iets graag voorsit daarso. Clarence, baie dankie. Clarence, baie dankie. Die Here seën almal. Familie, die slotdraad na vore te kom. Die eerste skoffies gaan ons vat tot by die voet van die rand. En voor die kus, voor die kus, in die huis gesit gaan word, dan ga je dat aardebestelling gedoen wat buiten kan. Zoals als het gewoon bij je graag is. En dan kan ik het in die huis gaan worden.
Alle bestellen gaan het nooit doen. En net na je klaar is, gaan ze tussen de hersenlijn. En dan gaan die slim van die heren uitspreken. Ja, kwam niet. Blommetjes gebruiken. Geliefdes, ons staan nou by die laaste werk van Tracy de Bruin. Die woord leer vir ons dat die mens is uit 'n vrou gebore, beskort van dae en sat van onrus. Hy sprei uit soos 'n blom en verwelk. Ook vlug hy soos 'n skaduwee en hou nie stand nie. Ons siel wag op die Here. Hy is ons hoop en ons skuld. Ja, my siel is stil tot God. Van hom alleen is my heil. Hy alleen is my rots en my heil. Terwyl dit God gewaag het in sy grote barmhartigheid om die siel van die ontslapene tot homself te neem, so bestee ons haar liggaam ten grawe, aarde tot aarde, as tot as en stof tot stof. En 'n sekere en vaste hoop van opstanding tot ewige lewe. Deur hom, deur ons Here Jesus Christus, vir hulle wat in hom ontslape is, wat ons verwederende liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking, waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Na die arbeid kom rus, na die worsteling vrede, en na die lewe se korsige onrus, hier die laaste slaap. Ek sal eers by Christus vra om ons talente gebed. Dan gaan die familie in die klaar bom gegooi, die laaste eer betoon. Kom ons wat saam. Here ons God en ons Vader, dankie Here Jesus. Here vir die bystand Here Jesus. Dankie Here dat U vir ons sal leer Here. Deur hierdie diens Here Jesus. Ja Here Jesus, ons kom by die einde van hierdie diens Here Jesus. Mag U woord Here Jesus in elkeen se hart sal rus vandag Here. So wanneer hy terugkeer huis toe Here Jesus, dat hy vir homself hy waarval vir homself kan sê, ja waarlik, ja was in die teenwoordigheid van die Here. En Here bid vir môre Here Jesus, vir die bedroefde familie Here Jesus. Want weet hierna Here Jesus, dat hulle sonder haar moet klaarkom Here Jesus. Maar ek weet Here Jesus, U sê, U maak wees en U laat U wees Here. En ek bid Here, dat U vir hulle sal lei Here, Here deur die hartseer Here Jesus. Want ons weet Here Jesus, dis nie maklik Here, om iemand in die dood af te staan Here.
seën in ons verder, Here Jesus, deur hierdie dag, Here, en alles wat gedoen nog gaan word, Here, tot ere van die naam, Here. Seën ons, Here. Dit vra ek, Here Jesus, in die naam van Jesus wat baie dag sê. Amen. En gaan we de seën spreken en ons gaan met God vrede. Here behoed u, Here bewaar u. Here laat u aangesig word skyn en gee aan die krag. En nou maar die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, rus en bly met elkeen van wat by Jesus kom ons kerk kom haal. En omdat u kom verwag en geloof sê amen. Amen. En as dit daai Pula Lens song, Ja. Ja. Dat is niet jullie zijn. is op daar dat jy voorkom. En ik heb daar niet terwijl ik Oh, Beulah Land, sweet Beulah Land.